Nou die vorige keer het ek vertel hoe Goliat reggemaak het en nader gekom het om Dawid te ontmoet en hoe Dawid die Filistyn vinnig op die gevegsterrein tegemoet gehardloop het. Dawid steek toe sy hand in die sak en hy vat 'n klip daaruit en hy gooi met sy slingervel en hy tref die Filistyn teen die voorkop. En die klip het sy voorkop ingedring en hy het vooroorgeval op die grond. Met die slingervel en die klip was Dawid sterker as die Filistyn en hy het hom verslaan en doodgemaak. En Dawid het nie eers 'n swaard by hom gehad nie. En toe Goliat val, het Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan, sy swaard gevat en hom van kant gemaak. Hy het sy kop afgekap. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood is, het hulle gevlug. Die manskappe van Israel en Juda het toe opgestaan en die aanval skreeu uitgeskreeu en die Filistyne begin agtervolg. Hulle het 'n baie groot oorwinning oor die Filistyne behaal. Toe die Israeliete teruggekom nadat hulle die Filistyne agtervolg het en ook nog die Filistyne se kamp geplunder. En Dawid het toe Goliat se kop gevat en dit na Jerusalem toe gevat. Maar Goliat se wapens het hy in sy eie tent gaan sit. Toe Saul gesien het hoe Dawid Goliat tegemoet gegaan het, het hy vir Abner, die hoof van Saul se leer, gevra: Abner, wie se kind is die jong man tog? Abner het geantwoord: nee, u majesteit, ek weet nie. Saul vra toe vir Abner om te gaan uitvind wie se kind dit sou wees. En toe Dawid terugkom nadat hy Goliat verslaan het, het Abner hom gevat en voor Saul gebring met die kop van die Filistyn nog in sy hand. En Saul vra toe vir hom: seun, wie se kind is jy? En toe antwoord Dawid: ek is die kind van die onderdaan Isaï uit Bethlehem. En nadat Dawid toe klaar met Saul gepraat het, het Jonathan, Saul se seun, en Dawid baie hegte vriende geword. En Saul het Dawid ook so vertrou dat hy Dawid aangestel het oor sy soldate en Dawid het groot suksesse behaal. Die Bybel vertel die hele volk en Saul se amptenare het dit goed gevind, maar ongelukkig het dit nie so gebly nie. Nou volgende keer vertel ek verder.